gaan maar sit en die video geniet. Dankie. Goedemiddag allemaal. Ik wil net van die Heidedal 37 Baptiste Kerk net allemaal verwelkom hier vanmiddag te die begrafenis van Wyle Gerard Johan Kreer. Hij was wel bekend voor de familie. Neem ons enigste meegevoel aan tot die afsterling van die man, broeder, familielid, en ons voel dit met die saam vanmiddag. Ek gaan nou oorskakel na Engels toe, dis my taal, ek hoop ek gee nie om nie. Death is not easy. Words are not there to comfort, because we don't know what you're going through. But this afternoon, we are here to celebrate the life of Gerard Johan Kreer. So we can see by everybody attending here that he was well known. And please accept our deepest sympathy during this time. God bless and be with you during this time. Goeiemiddag almal, ek nooi uit om saam met my te bid. Almagtige Vader, U alleen sien ons gebroke harte. U alleen verstaan die pyn en die verlies. En daarom roep ons op U naam op hierdie spesifieke tyd. Want niks kan ons voorberei vir hierdie oomblik nie. Maar ons kom, Here, omdat U ons Vader is en ons U kinders is. En ons roep op U naam omdat U ons bron van hulp is. Ons vra, Here, dat U ons harte sal vul met hoop, dat U vir ons vandag deur U woord, 'n woord van bemoediging, 'n woord van hoop, 'n woord van liefde, iets wat ons kan gebruik om onsself te herinner dat die dood nie die einde is nie. So, Here, ons vra dat U Uself sal verheerlik en dat U hierdie tyd van afskeid sal neem en dit iets moois maak, want ons bid dit in Jesus naam. Amen. Op hierdie tydstip sal ons nou luister na 'n spesiale sang.
Dankie Walter. Op hierdie tydstip, die persoon wat die lewensteks gaan doen, die word nou gevra om na vore te kom. Hallo julle, dankie vir almal wat hier is. Gerard Johan Kreer was gebore op 28 Mei 1982. Hy was maar 43 jaar oud. Hy was ons hero, pa, vriend, ons ambagsman en 'n legend. Hy het ons geleer om altyd positief te bly en sterk te wees. Hy was die rots van die familie en ons voel leeg sonder hom. Maar ek weet dat God ander planne het vir hom. Niemand sal ooit weer sy skoene vol staan nie. Hy laat na my ma, Lucia, vir my, Darryl, en my broers, Dylan en Gerard. As ook sy ma, ouma Eleanor, sy tannie Dawn en oom Ben. Dankie. Die persoon wat die huldeblyk gaan doen, dis die kans om te kom doen. Die huldeblyk. Dankie vir almal wat gekom het vandag, mense wat van ver af gery het, Tannie Dawn en Ben. Dankie dat julle almal dit gemaak het vandag. Mense van die werk, Jacques, julle baie dankie dat julle hier is vandag. Ja, vandag is ons hier om afskeid te neem van my oom. 'n Man wat 'n groot rol in ons familie gespeel het. Hy was nie net 'n oom nie, maar iemand na wie ek opgekyk het en iemand vir wie ek groot respek gehad het.
My oom was 'n man met karakter gewees. Hy het dinge op sy eie manier gedoen en dis presies hoe ons hom sal onthou. My oom was iemand wat hard gewerk het en trots was op wat hy gedoen het. Hy het altyd geweet om dinge reg te maak. Hy het ons soms sonder woorde geleer wat dit beteken om sterk te wees, hard te werk en altyd vir jou familie daar te wees. Van hom het ons geleer dat dade soms meer sê as woorde. Ek sal hom onthou vir sy lag, sy grappies en die trots wat hy gehad het, nie net in sy werk nie, maar in sy familie ook. Daardie herinneringe sal altyd deel van my wees. Wat ek die meeste gaan mis is die klein oomblikke. Daardie oomblikke was kosbaar, het ons dit nie altyd besef nie. Sy lag het ons lewens gevul en vandag voel daardie stilte baie hard. Vandag is dit seer om afskeid te neem, maar ons is dankbaar vir die tyd wat ons saam met hom gehad het. Sy nalatenskap leef voort in die herinneringe wat ons dra en in die lewens wat hy geraak het. Rus sag, Gert. Dankie vir alles wat jy vir ons was. Jy sal altyd 'n plekjie in ons harte hê. Dankie. Ek dink daar is nog 'n huldeplek. Jy kan nou na vore kom. Hallo almal. Ekskuus, dis die eerste keer wat ek so iets doen. Hier opgevrommelde papiertjie wat ek al so baie gelees het. Dag mense en familie. Eerstens wil ek baie dankie vir die familie sê om my kans te gee om vir Gerard te groet. Gerard was so 'n familiemens. Hy het altyd sy familie eerste gestel. Ek het hom so 18 jaar terug ontmoet. En ons het dadelik geklik, en ons het altyd gehou van karre regmaak. Hy het altyd gepanel en ek het altyd gepaint. En so het ons karre reggemaak by die hordes. Ek kan nie eens meer tel nie. Ek onthou, Darryl was so 4 jaar oud, toe ons 'n rooi karretjie, paljootjie, klaar reggemaak het. En hy was reg om uit te gaan, en toe besluit die jong man, maar kyk, kom ek vat nou maar 'n stukkie skuurpapier, en ek help vir hulle. So toe moes ons nou maar weer alles oor begin, van die begin af. Maar ons was meer snaaks geweest vir ons as wat ons kwaad was. Dit was die goeie ou dae. Oor die jare het ons mekaar baie geleer ken, nie net van werk nie, maar ook van menswees. Ek onthou op my troue, 13 jaar terug, het hy al die praatwerk gedoen. Maar kom ons los dit maar eers daar. Het is nou baie hartseer om die keer die praatwerk te doen. Rus sag bel, ons sien jou verseker weer. Jy moet asseblief nie alles regmaak nie, onthou ek moet nog kom paint. Sien weer. Goeiemiddag familie, vriende, bekendes en onbekendes. Ons is hier vandag omdat ons aangesig tot aangesig met een van die moeilikste realiteite in die lewe, die dood. Die dood vra nie of ons gereed is nie. Die dood kom wanneer dit wil. En wanneer dit kom, is daar net hartseer, vrae
En dikwels daardie gevoel van leegheid. Ek wil graag die Kreer familie bedank vanmiddag. Ek het baie jare spandeer in KZN en julle sal hoor in my Engels, liewer die Afrikaans het geroes. Maar my kinders sê ek skel in Afrikaans. Vanmiddag wil ek u verseker, ek gaan nie skel nie. Ek het regtig geen woorde van my eie nie, as ek eerlik moet wees. Geen woorde om met julle te deel wat myne is nie. So as julle my sal verskoon, alles wat ek met julle vandag gaan deel, is regtig uit 'n boek uit. Die boek. Die enigste boek wat ek regtig vertrou. Veral wanneer dit na hierdie moeilike tye kom, veral wanneer ons sukkel om sin te maak van die lewe. Ons weet, dis hartseer en moeilik. En veral as die persoon so jonk is. Hier is 'n moeder. Hier is 'n vrou, seuns, 'n sussie, broer, vriende, familie. En ek besef dat dit 'n swaar ding is om te sterf. Maar ek wil sê dis swaarder om aan te hou lewe. Want ons moet nog sin maak van hierdie verlies. Ons moet nog dit verwerk. En dis moeilik. Dis een ding om by 'n begrafnisdiens te wees en die persoon wat ons begrawe is al groot in hulle jare. En hulle het 'n lang lewe gelei. Dis nog moeilik, maar dis amper natuurlik. Dis onnatuurlik dat 'n ma haar seun begrawe. Dis onnatuurlik om so gou binne 'n paar dae deur iets te werk en sin te maak. Eendag is jou hero hier en dan is hy nie. So ek neem vandag uit die woord van God woorde wat ek glo miskien nuut is vir baie van julle, maar dit is nie my woorde nie, maar wel die woord van God wat ek graag met julle wil deel. Is dit reg so? Want op hierdie spesifieke oomblik wonder julle, waaroor gaan die lewe regtig? As 'n mens op 43 in hierdie kus lê, waaroor gaan die lewe dan? Waar vind ons krag om voort te gaan? Is daar hoop buite die graf? Dit is nie net godsdienstige vrae nie, dis menslike vrae. En elke een van ons, ongeag wat ons glo of nie glo nie, het dit op een of ander stadium in ons lewe, het ons hierdie vrae gevra. Kom ons bid.
voordat ek die woord van God oopmaak. Ons Hemelse Vader, ons stop nou en vra dat deur U Heilige Gees dit wat ek uit U woord neem om te deel met die Kreer familie vandag, dat U asseblief hier sal wees om dit in 'n manier oor te dra wat hulle kan verstaan en dat hulle hoop en lig en 'n toekoms daarin sien. Asseblief, Here, doen dit vir ons. U het dit vir so baie ander mense gedoen. Kom doen dit nou hier vanmiddag in Jesus naam vra ons dit. Amen. As u nie omgee, wil ek graag hierdie storie en 'n paar ander illustrasies in Engels deel. Maar hierdie storie, Gerard, is oor 'n seun. En ek glo hy was so 10 jaar oud. Is jy 10 jaar oud? Hierdie seun het gehou van lees. En dit is een van my gunsteling stories om te vertel. En ek is so bly dat Gerard 10 jaar oud is, want hy gaan hierdie storie onthou. Hierdie seun het gehou van die ou western boeke. Nou kyk ek na die ouer manne. Daar was ou western boeke daai jare. Kinders vandag weet nie wat dit beteken om regtig 'n boek van die begin tot die einde. Hulle sal dit liewer kyk of na dit luister. Maar hierdie ou seun het gehou van lees, die western. Sy favourite persoon in die boeke was die sheriff. Daar's mos 'n sheriff in elke dorp, Gerard. Die man van die wet. En hy het so deur die boeke gelees. Maar hierdie boek het hom bietjie gepla. En hy het alleen daar in sy kamer gaan lê en hierdie boek gelees. En een aand stap sy pa verby in die gang af, die deur is toe, en hy luister na wat daar uit die kamer uitkom. Want toe hy verbystap, hoor hy gegiggel en sy seun se stem wat stil bly, en elke nou en dan hoor hy sy seun sê, as jy net weet wat ek weet. Klink dit nie soos ons hierou, as hulle weet nie wat ons weet nie. As jy net weet wat ek weet. En dan lag hy en dan's alles weer stil. Dit het so 2 keer gebeur toe klop die pa op die deur en sê, Sena, wat gaan aan? Wat doen jy? Met wie praat jy? Want ek hoor jy herhaal dieselfde lyn oor en oor. Jy weet nie wat ek weet nie. En hierdie seun vertel sy pa wat gebeur het. Hy het begin lees hierdie boek. Maar soos hy lees, daar is mos 'n sheriff in hierdie western stories en 'n outlaw. 'n Skurk. En hierdie outlaw lyk hy het net weggekom met alles doen. Die sheriff het geen beheer oor hom gehad nie. En hy sê, pa, ek het so kwaad geraak dat ek die boek wou weggooi. Maar toe dink ek, okay, ek gaan die boek vat en dan gaan ek loer hoe eindig die storie. En toe lees ek daar reg agter die laaste paar bladsye, lees ek
hoe eindig hierdie storie? En dis toe ek besluit het, ek gaan die boek van vooraf weer lees. En elke keer as hierdie outlaw dink hy kom weg met moord, lag ek vir myself en ek sê vir myself, jy weet nie wat ek weet nie. Ek deel hierdie storie met Gerard, maar ook met julle, want dit lyk julle het meer geluister as Gerard. Omdat die dood eintlik 'n vyand is. Ek deel dit met julle want dis iets wat ons verbang is. Ons vrees die dood. Ons haat dit. En dit is een van die dinge wat niemand hier in hulle wildste drome gedink het. Dis hoe ons hierdie jaar gaan afeindig nie. Ons vermy die dood. Maar ek wil 'n voorstel maak dat God in sy woord wel vir ons sê hoe hierdie hele storie eindig. En ek wil weer eens vir julle sê dat dit nie my eie woorde is nie, maar ek wil julle wel vat na die laaste hoofstuk van nie net 'n western boek nie, maar die heilige woord van God. Want ek glo, dis een ding, en ons sal verwys na Genesis hoofstuk 1, waar God die mens geskaap het. Ek kom daar in 'n minuut. Maar wanneer ons blaai na die laaste hoofstuk in Openbaring, dan besef ons en ons sien 'n prentjie. En dan skep ons weer moed om oor te begin en hierdie hele affære te sien hoe God dit sien. Dit mag, ek sê vir julle, dit mag vreemd klink, maar ek wil vir julle waarborg dat dit alles uit die woord van God uitkom. Death is real. Ons besef dit nou. Ons mag dit vermy. Death is real, but death is not final. Dis nie my woorde nie. Jy sien, soos hierdie storie, hierdie boek, die Bybel, die woord van God, noem die dood en beskryf die dood as 'n slaap. 'n Slaap. Nou, wanneer 'n baba gebore is, lyk dit die baba geniet alles, die aandag, die liefde en meeste van die tyd. Gerard, jy weet jy was 'n baba, nê? Ja, okay. En ek weet nie of jy teen die slaap beklei het nie. Babas wil nie slaap nie, hulle wil wakker bly. Hulle huil en beklei en dan val hulle aan. Maar niemand is bekommerd nie. Want ons weet as daai baba slaap, ons weet wanneer ons vanaand slaap, verwag ons om wakker te skrik, wakker te word. Want slaap is net tydelik. Talle kere in die woord van God verwys die woord van God, selfs Jesus, verwys na die dood as 'n slaap. Nou, ek weet nie van julle nie, maar dis vir my goeie nuus. Want dit sê vir my dat die dood nie finaal is nie. Maar wat beteken dit? Ek neem julle gou na nog 'n storie. Johannes 11 is daar Jesus wat gehoor het van sy vriend Lazarus. Jesus was nie
naby Lazarus nie, maar die boodskapdraer het gesê Lazarus is siek. Later kom die boodskap weer, Lazarus is dood. Maar in die boek van Johannes 11 vers 11, Jesus se woorde aan die disippels is, toe hy hoor dat Lazarus dood is, sê Jesus vir sy disippels in Engels, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to wake him up." Interessant. Die dood is 'n slaap. Nou, ek en Darryl en Dylan het gistermiddag net vlugteliks hier oor gesels, maar Gerard, jy was nou nie hier nie. En ek het gedink, toe ek 10 jaar oud was, het my oupa dit vir my so afgebreek. My oupa het met hout gewerk. En my ouma Grootjie is oorlede. En ek is jonk, ek verstaan nie die dood nie. En my oupa vat toe hout, stukke hout, en hy vat spykers, en hy maak met die hout en spykers, maak hy 'n boks. Ek het gesien, daar's die hout, daar's die spykers, en hy kap dit saam, en daar's 'n boks. En hy vra vir my, so wat is hier? Ek sê, dit is 'n boks. Hy sê, ja. Die boks bestaan uit hout en spykers. Toe vat my oupa, haal hy die spykers uit. En hy vra vir my, nou, wat is daar? Wat bly oor, geliefdes? Hout en spykers. Die boks bestaan nie, want die boks bestaan alleenlik wanneer die hout en spykers saam is. Stem jy saam, Gerard? As jy saamstem, moet almal saamstem. In die boek van Genesis lees ons toe God die mens geskaap het. Vir die eerste 6 dae het God gepraat, laat daar lig wees. Laat daar sterre wees, gepraat. En dit het bestaan. Genesis 1. Maar op die 6de dag doen God iets vreemd. God praat nie. God vorm uit stof uit 'n figuur. Stof. En daar, soos op 'n beach of in 'n sandput, daar is 'n vorm van 'n mens. Maar dan sê die Bybel, God blaas in hierdie figuur sy asem, sy lewende asem. En die Bybel sê, mens word 'n lewende siel. So, moet ek teruggaan na die boks toe? Julle verstaan mos die boksstorie, nee. Ek en u bestaan uit stof plus die asem van God. So wat gebeur wanneer ons tot sterfte kom? Die Bybel is duidelik dat daardie asem wat van God afkom, gaan terug na God toe. Wat bly oor? Stof. Maak dit sin? Wel, ek het beloof dat ek net uit die woord van God uit
sal lees. Ek neem julle na nie die laaste hoofstuk nie, ons is amper daar. The book of 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. Hierdie prentjie gaan nou by mekaar kom, hou net aan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. A beautiful promise is made. En ek weet ons gaan Afrikaans praat in die hemel, maar laat ek dit maar toe lees in Engels. Is dit reg met julle? The Lord himself will descend from heaven with a shout. Dit praat oor die wederkoms van Jesus. The Lord himself will descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them, and so we shall always be with the Lord. Dis net een vers. En ek weet julle gaan nog baie vrae hê na dit wat ek met julle deel. En ek doen dit graag uit die woord van God met liefde. Maar dit is my hoop. Verlede jare het ek my suster begrawe, 48 jaar oud. 3 jaar voor dit my ma begrawe. 3 jaar voor dit my pa begrawe. En daar's ander familielede ook. Maar ek hou vas aan hierdie belofte dat Jesus weer gaan kom. Ek hou vas aan hierdie belofte wat vir my sê dat die dood 'n slaap is. En dat God, wanneer Jesus weer kom, gaan hy die wat slaap of dood is in Jesus. Ek moet eerlik met u wees. Nêrens in die Bybel lees ek dat my ma en pa en sussie in die hemel is nie. Ek het my hele lewe lank die woord van die Here studeer en ek het nog nie dit gevind nie. Dis 'n weergawe wat mense deel, maar dis nie in die woord van die Here nie. Die rede waarom ek dit met julle deel, is kom ons gaan nou na die laaste hoofstuk. Want net soos die seun in die storie, moet ons die verhaal, veral wanneer ons hartseer is, veral wanneer ons vulnerable is, veral wanneer ons al die vrae oor die lewe het, is dit 'n goeie tyd om dan die groter prentjie miskien te sien. Ons blaai na die laaste hoofstuk. En daar sien ons in Openbaring 21 hoe die storie eindig. Die woord van God sê dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskep gaan word. 'n Nuwe hemel? Ja. 'n Nuwe aarde. Okay, ons verwelkom 'n nuwe aarde. Julle is tog moeg vir hierdie ou aarde, nê? Of is julle so gemaklik met die korrupsie? Is julle nie moeg om in vrees te lewe nie? Wat van die ongeregtigheid wat heers? Ek nooi hierdie belofte met oop arms. As daar 'n nuwe aarde is
wil ek deel wees van dit. Maar dit is nog lank nie die einde van hierdie storie nie. Let op dat daar 'n verskil is tussen die twee. Die aarde nou en die aarde wat God weer gaan skep. Sonde heers in hierdie aarde, maar geregtigheid woon in die nuwe aarde. Die dood heers in die ou aarde, hierdie aarde, maar lewe, die ewige lewe in die nuwe aarde. Soos ons ook, as ons blaai deur die woord van God, sien ons hoe God se rol as skepper in die begin het God gepraat. God het mens geskape en God kan dit weer doen. Waarom vertel ek julle hoe dit eindig? Want ek hoop dit maak en help om sin te maak, want op hierdie oomblik maak niks sin nie. Want hoe kan 'n mens 'n paar dae gelede perdfris en gesond wees? En hier sit ons, wat is dit, die 18de, 19de Desember. Dit maak nie sin nie. Dieselfde Here wat deur sy bonatuurlike krag van sy woord die wêreld eens in Genesis 1 geskape het, beloof dat hy weer dit gaan doen. Ek wil vir julle aanmoedig, daardie bonatuurlike krag is beskikbaar vir almal. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God ons almal liefgehad, sodat ons deel kan wees van hierdie nuwe aarde. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is regtig die hoogtepunt van God se beloftes. Maar kom ek lees dit. En hierdie keer lees ek dit nie in Engels nie, maar in Afrikaans. Openbaring 21 vers 1 tot 5. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Vers 2. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Vers 3. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volk wees en God sal self by hulle wees as hulle God. Vers 4. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, Lucia. Die dood sal daar nie meer wees nie, moeder. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge wat vroeër geheers het verbygegaan. Vers 5. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is troubaar en waar. As min dinge wat ons kan beskryf as betroubaar of waar. Dis ongetwyfeld, geliefdes, een van die beste beloftes, dat die dood, dat lyding, vir ewig iets van die verlede sal wees.
Ek weet dit is moeilik om in te dink. Ek sukkel self met dit. Om te dink dat daar 'n tyd en 'n plek gaan wees waar daar geen lyding, geen pyn, geen siekte, geen bekommernis en stres oor 'n bankrekening of die klomp nulle wat daar bestaan in hierdie bankrekening. Dit is duidelik dat God nie die dood en lyding as iets positiefs beskou nie. Ek wil vir julle herinner, dit is nie deel van God se plan nie. Voor julle uitgaan, daar's 'n paar boeke en daar's meer bokse daar agter. Ek het so gehoop om dit in die hemelse taal vir julle beskikbaar te kry, maar dis ongelukkig is dit net in Engels. Maar daar's 'n boek. Die Afrikaanse titel, Die Groot Stryd, The Great Controversy. Asseblief neem een. Dis gratis. Dis my geskenk aan u. Lees bietjie daardeur. Want soms maak niks sin nie, behalwe die woord van die Here. Jesus het gekom, geliefdes, om hierdie dinge te vernietig, om die dood te vernietig. En ons sal dit nooit weer hoef te belewe nie. Is dit nie goeie nuus nie? Ek weet nie van julle nie, maar ek wil in daardie nuwe aarde leef. Ek is moeg van hierdie ou aarde. Ek is moeg om van maand tot maand te lewe. Dag na dag, of dag tot dag. Al hierdie stres. Maar die woord van God sê, soos God die hemele en die aarde in die begin geskape het, sal hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Creer familie. Ongelukkig toe Adam sondig, het alles verander. Adam en Eva kon nie weer in God se teenwoordigheid lewe nie. Hulle was onheilig en kon nie tyd spandeer soos hulle geskape was om in die teenwoordigheid van God, want God was heilig. Maar God sê vir Adam en Eva, ek het 'n plan, 'n verlossingsplan. Ek sal daardie soen offer. Ek sal dit deur my seun beskikbaar maak. Dit is die goeie nuus. Alleenlik deur Jesus Christus het elke een van ons toegang tot hierdie nuwe aarde. Hierdie lewe wat Jesus nie net vir ons kom leer het nie, maar hy het ook vir dit gesterf. En al verstaan ek dit nie heeltemal so goed nie, kan ek vir julle sê ek verstaan genoeg om 'n besluit te neem elke dag. Al hoe moeilik, al mis ek, daar's dae en Kersfees gaan net een van daardie dae wees. Julle gaan vir Gerard mis. Dis 'n feit, almal van julle. Maar dis nie die einde nie. Is julle met my? Want die dood, sê Jesus, is 'n slaap. Wanneer ons slaap, wat sê ons vir mekaar? Lekker slaap. Ons het geen issue nie. Want ons weet in 'n paar ure gaan ons weer aan.
en ons lag en ons gaan. Ek wil vir julle sê, vandag sê ons nie goodbye nie vir Gerard nie. Want dit sal nie Bybels wees nie. Ons sê net, lekker slaap. Van die belofte wat Jesus aan ons maak, creëer familie, is dat julle, moeder, jy gaan weer jou seun sien. Lucia weer jou man. Sissie weer jou boetie. Seuns, julle pa, julle oom, julle vriend. Dit is die belofte wat ons het. En daarom het ek, en miskien is dit net my ouderdom, julle weet ek word oud nie. Ek probeer die grys hare afskeer en probeer myself regop hou, maar ja, die pyne in die knie en die rug nou en dan, dis ouderdom, ek hoor so. Maar ek is eerlik, as ek vir julle sê, ek is nie bang vir die dood nie. Want dis nie finaal nie. Ek is nie bang vir die dood nie, want dis net 'n slaap. Ons sê vandag vir Gerard, lekker slaap. Want ons gaan, dit is die belofte, as ons in Jesus glo, wanneer hy kom, gaan daardie 'n blye dag wees. Mag die Here u seën. Mag die Here, terwyl u baie vrae het, terwyl julle gebroken is, mag sy woord en sy belofte julle vertroos. En mag julle met vrede in julle harte sê, lekker slaap. Want julle weet, kom nou mense, dis duidelik. Ons het die begin gelees. Ons het na die einde toe gegaan. Ons weet hoe eindig die storie. Mag die Here julle seën. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons gee U al die lof en prys. Ons sê dankie dat U ons nie in die duisternis laat om te wonder, om sin te maak van die dinge wanneer die lewe so hard en bitter is nie. U het ons U woord gegee. U het Jesus toegelaat om na hierdie aarde toe te kom, om ons te leer, om ons te wys, om vir ons te lewe en vir ons te sterf, sodat ons deel kan hê in die hiernamaals, sodat ons die belofte kan eien. Dit is 'n belofte aan elke een van ons. Hier is 'n moeder, hier is 'n sussie, 'n boetie, hier is 'n vrou, hier is seuns, hier is familie, gebroke, o Heer. Maar mag U Uself openbaar aan hulle, sodat hulle, al is dit nie in 3D of 4D nie, al sien hulle nie die volle prentjie nie, Here, maar openbaar aan hulle asseblief, sodat hulle genoeg kan sien en glo om aan te hou, om vandag te sê good night en nie goodbye nie. Gee die Creer familie asseblief, Here, al die liefde en aandag wat hulle nodig het, ontferm hulle, fluister in hulle ore U beloftes, sodat hulle vrede in hulle harte hê, dat dit nie die finale en die einde is nie, maar dat hulle deur Jesus en in Jesus kan lewe om 'n toekoms, om deel te wees van die nuwe hemel en die nuwe aarde
To that end, we pray your blessing on the Kruger family in Jesus' name. Amen. Dankie pastoor De Waal. Die persoon wat die dankbetuiging gaan doen, kan hier na vore kom asseblief. Dit is met 'n seer hart, dit is met 'n seer, maar dankbare hart, wat ek die volgende mense wil bedank vir al hul moeite en bydrae. Twilight, baie dankie vir al julle harde werk en julle bystand met alles deur hierdie moeilike tyd. Strado, dankie aan die bestuurspan se bydrae en ondersteuning. Aan my familie, ouma, baie dankie aan ouma wat vandag eenaf daar was vir ons en ons sterk gehou het. Dankie baie vir ouma se moeite met die begrafnisbriefies. Tannie Don en oom Ben, vreeslik baie dankie vir al die fisiese en emosionele ondersteuning. Dankie dat julle afgekom het. Aan die res van my familielede wil ek ook dankie sê dat julle vandag hier is. Sommige van julle het baie ver gery om hier uit te kom en dit word opreg waardeer. Aan al my pa se vriende, oom Benny, dankie vir al oom se moeite met my pa se huldeblyk en al oom se ondersteuning deur die moeilike tyd. Keen en Phyllis, baie dankie vir al jou en jou moeder se hulp deur die moeilike tyd. Aan die res, dankie vir julle ondersteuning en dat julle opgedaag het, dit word opreg waardeer. Aan die kerk, dankie vir julle oulike boodskapie en dat julle als moontlik kon maak in so kort tydperk. Aan ons livestreamer Douglas, baie dankie dat jy opgedaag het. Om nou weer bevoorreg om na 'n spesiale sang te luister. There's a light at the end of the darkness, and it shines for all the world to see. It will shine on your heart if you will let it. I was blind when you finally shine on me. There is hope in that light for the hopeless, and it's a soothing balm for pain and misery. It's as clear as your faith that sometimes seems fading. I was blind
world. I was looking up through the bottom, would you finally shine on me? On me, there's a light at the end of the darkness, and don't look up when you are down and trying to believe. Sometimes we have to be knocked down to make us look upward. I was looking up through the bottom when it finally shined on me. I was looking up through the bottom when it finally shined on me. Voordat ons die seëning ontvang, wil ek net seker maak dat die draers reg is. Hulle is. Kom ons staan en ontvang die seëning van die Here. Father, may your holy presence remain above us to bless us. May your holy presence be beneath us to support us. May your holy presence go ahead of us to guide us, be behind us to protect us. May your holy presence be beside us to comfort us. But may your holy presence also remain inside of us to sustain us now and forevermore. Amen and amen. Dankie. Ons gaan nou die draers na ek dink my Afrikaans het nou sy limiet bereik. Terwyl die draers na vore toe kom, is daar 'n video wat gaan speel. En ek gaan die res van die lede vra om dan net te sit en die video te kyk, soos ons en die familie uitstap. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and
you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until